Here, wat 'n wonderlike voorreg, Here, dat ons vanmôre weet, dat ons weet, Here. Here, dat wanneer ons op ons knieë gaan, Here, en wanneer ons die teenwoordigheid soek, Here, dat U daar is vir ons. Here, dankie dat U 'n goeie Vader is, wat ons nooit leë hande wegstuur nie. Want U het gesê dat U die goeie Vader is. Here, en dat U gesê het, dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie, Here. Here, en daarom kan ons vanmôre kom en sê, Here, dankie vir die teenwoordigheid, Here. Here, dankie dat U net vir ons daar is. Here, dankie vir die onfeilbare liefde. Here, en ek kom nou en ek vra, Here, waar ons gaan aansit om die woord, Here. Here, kom bedien die woord in ons harte, dat die saad op vrugbare grond sal val vanmôre. Nie ons wil nie, maar U wil en U wil alleen. Here, kom maak my minder vanmôre, sodat U alles kan wees. Here, sodat slegs U gesien en gehoor sal word vanmôre. En ek sê dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Is baie interessant dat my vrou hierdie koortjie opgesit het as die laaste een. Wat sê? Once I was blind. En ek dink baie van ons is vandag nog, ek sal nie sê ons is meer blind vir die evangelie nie, maar ek dink ons is partymal geestelik bietjie blind. Partymal neem ons blindelings besluite. Ons doen dinge blindelings. En baie keer is ons net te blind om die heerlikheid van God in ons lewe raak te sien. Baie keer kom ons en ons vra die Here vir 'n deurbraak, en wanneer hy die deurbraak gee, dan is ons geestelik te blind om dit raak te sien. En baie keer kies ons om blind te wees. Baie keer kies ons om nie die heerlikheid van God raak te sien nie, en die eer vir onsself toe te eien, vir onsself die eer te wil inpalm, in plaas van om dit vir die Here te gee. Nou, ek wil vanoggend met julle 2 skriffies deel, en dit was nogal vir my opvallend, toe die Here met my gepraat het hieroor, en toe ek het gaan kyk in die Bybel, toe sien ek, maar dit is eintlik volg die een op die ander een. Maar ek het hulle nou bietjie omgedraai. Ek gaan eers Lukas 19 doen, en dan gaan ons Lukas 18 doen. Ok, Lukas 19. En ek gaan lees vanaf vers 1. Ekskuus. Ons sien hierso dat Jesus is op pad Jericho toe, en toe hy Jericho inkom, die woord van die Here is, nee man, ek is nou op die verkeerde plek. Ja, en hy het in Jericho gekom, en daar deur gegaan, en daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars, en 'n baie ryk man, en hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Nou ok, hier's nou 'n paar interessante dinge wat ek imagine myself, toe ek nou hierdie stukkie lees en my goed voorberei, toe imagine ek nou, hierdie klomp groot skare saam met Jesus aangeloop, en hier hardloop Saggeus vooruit. 'n ryk man en die hoof van die tollenaars. En nou, as jy nou gaan kyk, in die Bybelse tyd was die tollenaars die tax collectors, die ouens wat die belasting ingesamel het. Nou ek dink nie een van ons ouens wat werk is baie lief vir 'n tax collector nie. Ons sê ons altyd die pay is goed, maar die tax is beter. So, die mense het, ek glo die mense het nie baie van hom gehou nie.
ten spyte van die feit dat hy klein was hy baie ryk, en as ons verder gaan lees in die woord, dan sien ons ook dat hy ook maar bietjie 'n scam getrek op party van die mense, en geld onregverdig gevat, en geëien, en ek dink dis dalk waar sy rykdom vandaan gekom het. Die woord sê nie so nie, maar dis wat my brein vir my sê. En, nou imagine, nou hier kom hierdie belastinggaarder en hy hardloop en hy klim in hy willevye boom in. Wat het die skare op daai stadium gedink? Ek dink hy was die bespotting van die oomblik gewees. En ons sal later ook sien, as jy verder in die versie gaan lees, dan sien die mense het Jesus kwaadlik geneem, omdat hy na Lazarus se huis toe gegaan het, want hy sê, nou gaan hy na 'n sondaar toe. Ek meen, Jesus kon enige een gekies het, van daai skare wat om hom was, om na sy huis toe te gaan. Maar Jesus kom, hier sit Saggeus in die boom, en ek dink hy het so die blare so 'n bietjie weggevat, dat hy mooi kon sien, en ek dink net, Lazarus se idee om Jesus te sien, was dalk vir die verkeerde motiewe gewees. Want hy het nie beplan om 'n ontmoeting met Jesus te hê nie, hy het beplan om op 'n afstand te staan, in die boom te sit, en om daar op 'n afstand te sien, en miskien as hy vanaand huis toe gaan, by die familie te gaan brek, en sê, ek het tog vir Jesus gesien. En dis waar dit sou gestop het. Maar dit was nie in Jesus se plan nie. En Jesus se plan was, dit is nou tyd, dat ek en jy bietjie moet praat. Dit is tyd, dat ek die blindheid van jou oë wegvat. Nou, Lazarus was nie regtig blind nie, maar hy was geestelik blind, want hy het nie die heerlikheid van God geken nie. Hy het nie die krag van God raak gesien nie. Al wat hy raak gesien het, is hoeveel geld kan hy uit die mense uitpers, en hoeveel kan hy in sy sak druk, om nog ryker te word as wat hy is. So hy was geestelik blind. Want al wat hy raak gesien het, was Saggeus en Saggeus en Saggeus met al sy baie geld. En hoeveel mense in vandag se lewe is nog steeds op daai trend, al wat ek raak sien is me, myself en I, en wat se mooi kar kan ek ry, en wat se mooi huis kan ek bly, en hoeveel geld kan ek hê. En dan mis ek die heerlikheid van God, omdat ek nog steeds geestelik blind is. Nou is my vraag vanmôre, wil jy Jesus sien? Nie op 'n afstand sien nie, wil jy Jesus sien en in sy teenwoordigheid inkom. Want hier was die catch. Toe Jesus by die plek kom, die Engelse Bybel sê dit baie mooi, hy sê, and when Jesus came to the spot. Toe Jesus op daai plek kom, toe hy by die wildevye boom kom, toe kyk hy op en hy sê vir Saggeus, klim af en maak gou, want ek wil na jou huis toe gaan. Wat moes gebeur? Saggeus wou Jesus sien, op 'n afstand, Jesus wil hom sien, face to face. Jesus wil sy geestelike oë vir hom oopmaak, sodat hy die heerlikheid van God kan sien, dat hy die liefde van God kan sien, vir wat dit is. Maar voordat dit kon gebeur, moes Saggeus uit die boom uitkom, en in die teenwoordigheid van Jesus inkom. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy wil sien wat God vir jou kan doen, as jy daai deurbraak wil sien, as jy die genesing wil sien, as jy die oop deure wil sien, het jy nodig om uit jou boom uit te kom en in die teenwoordigheid van God in te kom. Ons het nou gesing, it's down on my knees where I find my Jesus. Dit is slegs waar jy die heerlikheid van God gaan sien, is wanneer jy van jou troontjie afklim en in die teenwoordigheid van God begin inbeweeg.
Want Jesus was nie van plan om op sy gees te staan en skree daar waar hy daar bo in die boom sit nie. En nog minder sou Jesus in die boom geklim het agter hom aan. En ons sien Jesus sê vir hom, klim af en maak gou. So wat sê Jesus vir hom? So vinnig as wat jy in daai boom geklim het, so vinnig as wat jy op jou trooitjie geklim het, so vinnig moet jy vandag afklim, want ek het 'n ontmoeting met jou. Ek gaan vandag jou geestelike oë oopmaak. Maar die enigste manier wat ek dit kan doen, is as jy in my teenwoordigheid inkom. As jy hier na my toe kom. Die woord van die Here sê mos, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Die vraag is vermore, is ons bereid om af te klim uit ons willevye boom uit? Is ons bereid om af te klim van ons troontjies af waar ons self opgeklim het, om te dink ons gaan die heerlikheid van God sien, as ons high and mighty is? Jy gaan dit nie sien nie. Want Jesus sê vir jou, klim af en maak gou. Die Here is so angstig om jou geestelike oë oop te maak, dat jy sy heerlikheid kan sien en ervaar, dat hy vanmôre vir jou sê, klim af en maak gou, kom hier en maak gou. Hoe gouer jy kom, hoe gouer kan ek jou oë oop maak, sodat jy die heerlikheid van God kan sien. Ek het nou eintlik nie beplan nie. Kom ons lees gou hierdie netjie verder. Ek gaan lees tot by vers 43. Nee, tot by vers. Ek het gelees tot by vers 5. Kom ons gaan gou verder. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. Saggeus het gedink, wow, hier is my lekker dag. Nou voorkom hy van op 'n afstand te sien, ek gaan nou face to face met hom wees. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Jesus, hierdie ou steel ons geld, hoe kan jy by hom tuis gaan? Maar hulle het nie besef, dat dit juist is hoekom Jesus by hom tuis gegaan het nie, sodat hy sy mindset kan verander, sodat hy die skille van sy oë laat afval, sodat hy kan sien, waar doen hy verkeerd? Wat se goed doen hy, wat hy nie moet doen nie? En op daardie oomblik, die oomblik toe hy in die teenwoordigheid van Jesus inkom, het Jesus nog nie eers die woord, sê nêrens hier, hy het vir hom 'n lang predikasie afgesteek, maar die oomblik toe hy in Jesus se teenwoordigheid inkom, toe verander sy hart. Toe verander sy hele situasie. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, hoor hierso, Jesus het dit vir hy het al wat hy vir hom gesê het is, klim af en maak gou, want ek gaan na jou huis toe. En toe hy in die teenwoordigheid van die Here kom, toe verander sy hele situasie, sy hele hart, sy hele gedagtes verander, want die skille het van sy oë afgeval. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus vir hom, hy het gesê het om aan die boom uit te klim die eerste keer. Saggeus maak die commitment, toe sê Jesus vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy het nie gekom vir die klomp skynheilige fariseërs nie. Hy het juist gekom vir mense soos Saggeus, wat met skille op hulle oë geloop het, sodat hy hulle kan verander, sodat daar restaurasie kon plaasvind in sy lewe, sodat hy kan sien wie en wat God is. Kom ons gaan na Lukas 18 toe. En ek gaan lees vanaf vers 35.
Wow, dis interessant. Al twee hierdie situasies speel af in Jericho. En terwyl hy naby Jericho kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. En toe hy 'n skare hoor verbygaan, vra hy, wat is dit? En hulle vertel hom, Jesus die Nasareëner gaan verby. Toe roep hy uit en sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wat voorloop bestraf omdat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Hierdie ou was regtig blind, en hy het gesit in bedel. En toe hy hoor dat Jesus van Nazareth hier verbygaan, toe sê hy, today is my day. Geloof, né? Hy het geglo, dat, want hy het miskien gehoor by die ander ouens, wat het Jesus gedoen? Hy het dit nooit gesien nie, want hy was blind. Hy het dit gehoor. 5 comes by hearing and hearing by the word of God. En hy sê, vandag is my dag. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En hierdie klomp skynheilige fariseërs wat voorloop en wie ook al saamgeloop het, sê, bly stil, jy kan nie die Here pla nie. Hallo, die Here wil juist gepla wees. Die Here wil hê jy moet hom pla vandag. Die Here wil hê jy moet vandag vir hom sê, Here, ek is blind. Lord, I'm blind. I didn't see your glory. Here, ek sien nie die verskil in my lewe nie. Here, ek sien nie die deurbrake in my lewe nie. Roep uit verbore. Moenie dat iemand jou stop om die Here se naam aan te roep nie. Moenie dat iemand jou keer om te sê verbore, Here, wees my genadig nie. Here, Lord, have mercy on me. Die blinde man sit daar in die bedel, daar aan jou kant. Jesus in die skare loop hier verby. Toe hy hoor dat Jesus hier verby gaan, toe sê hy, seun van Dawid, wees my genadig. En terwyl hierdie ouens vir hom sê, bly stil, shut up. Jy sê 'n blinde man wat hier sit in bedel, wat wil jy nou hê? Wat doen Jesus? Hy gaan staan. Hoor nou hierdie versie. Jesus het vir Saggeus gesê, klim uit die boom uit en maak gou en kom hiernatoe. Kom in my teenwoordigheid in. En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na hom gebring moes word. Weereens, die blinde man, Jesus het nie na hom toegegaan nie. Alhoewel hy gestremd was gestremd, hy kon nie sien waarheen om te loop nie, hy het net hierdie lawaai gehoor. En toe hoor hy, maar dis Jesus van Nazareth wat hier verbygaan met hierdie hele skare mense. En hy roep die naam van Jesus aan. Ons het dan nou gesing, I just want to speak the name of Jesus. En hierdie blinde man roep die naam van Jesus aan, en sy geloof laat Jesus gaan stil staan in sy spore, en hy sê, bring die man vir my. Ek dink Jesus het daar gestaan, want hy het 'n skare omgehad, hy het gesê, hoor hierso, maak 'n bietjie plek, dat die man kan deurkom, hy moet nou hier by teenwoordigheid inkom, bring hom vir my. En toe hy by hom kom, het Jesus geweet, hy is blind. Maar nogtans, toe hy by Jesus kom, toe vra Jesus vir hom, wat kan ek vir jou doen? Ek glo Jezus het geweet, hierdie ou gaan sê, ag Here, dat ek tog uit kan sien. En Jesus kom en hy vra vir hom, wat kan ek vir jou doen? En dis 'n uitnodiging wat die Here aan elkeen van ons vandag rig. En dit is jou keuse wat jy gaan antwoord. Jesus kom verbore en hy vra vir elkeen van ons, of jy nou hier in die kerk sit, of jy na die video's kyk, of jy na die audio luister, hier's 'n uitnodiging vandag, en die vraag is, wat gaan jou antwoord wees?
Want die besluit wat jy neem, gaan jou toekoms beïnvloed. Wat kan ek vir jou doen? Die Here vra, wat kan ek vandag vir jou doen? Wat is op jou hart? Wat maak jou bekommerd? Wat gee jou 'n benoudheid in jou hart? Wat gee jou slapelose nagte? Die Here sê, wat kan ek vir jou doen? Hierdie man het een wens. Hy sê, Here, dat ek net kan sien. Want weet jy wat? Ek dink hy het besef, as ek kan sien, gaan my hele lewe verander. My hele situasie gaan omdraai. As ek kan sien, gaan ek nie meer nodig hê om te sit en bedel by die poorte nie. Ek gaan nie meer op ander mense se almoses staat maak nie, want ek gaan vir myself iets beter kan doen. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kan sien hoe groot dat God is en hoe graag God jou situasie wil verander, dan gaan jy sien dat die Here besig is om jou situasie al klaar te verander. Daar gaan getuienisse uitkom soos nog nooit tevore nie, as ons net vir die Here wil sê, Here, dat ek u grootheid kan sien. Here, dat ek kan sien hoeveel krag is daar in die naam van Jesus. Want die naam het nog nooit sy krag verloor nie. Daar die naam wat die voorhangsel het skeer het. Daar die naam wat hulle gekruisig het, wat vervloek is, wat bekend was met krankheid en pyn, het nog steeds dieselfde krag en hy het nog steeds dieselfde compassion vir my en vir jou. Maar ons het nodig om by Jesus uit te kom. Ons moet in sy teenwoordigheid inbeweeg en sê, Here, maak my oë oop, sodat ek u grootheid kan sien. Want wanneer ek die grootheid sien, dan sal ek besef, dat dit wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Maar weet jy wat? Ek wil gou vir julle ietsie sê. Het jy geweet dat iets wat die Here nie kan doen nie? Glo julle my? Hy kan nie lieg nie. Die woord sê, hy is geen mens dat hy sou lieg nie. So daar is een ding wat die Here nie kan doen, hy kan nie lieg nie. En as hy gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee, dan sal hy dit doen. As hy gesê het, nader tot my en ek sal tot julle nader, dan sal hy dit doen. Jy sien ons twee verhale kort na mekaar opgeteken in die Bybel, waar hy het vir Saggeus gesê, kom na my toe. En toe Saggeus nader staan, toe stap Jesus in en hy verander sy hele situasie. Toe die blinde man sit en uitroep, toe sê hy, bring hom hiernatoe. En toe hy tot Jesus nader, toe nader Jesus tot hom, en hy verander sy hele situasie. So hoekom wil ons op 'n hoopie gaan sit en bedel, as ons vanmôre in die teenwoordigheid van die Here kan inkom en sê, Here, maak my oë oop, dat ek kan sien. Die Here vra vanmôre vir jou, wat kan ek vir jou doen? En saam met die oë oop maak, sal hy ook die ander dinge doen. En wat antwoord Jesus hom? Hy sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg, terwyl hy God verheerlik. En toe die hele dit volk dit sien, het hulle aan God lof gebring. Die Here wil ons oë oopmaak, sodat die mense daar buite kan sien wat ons sien. Want sodra ons begin sien, gaan ons begin getuig van die grootheid van God. En wanneer ons begin getuig van die grootheid van God, gaan die mense daar buite die grootheid van God begin sien, en hulle gaan God begin loof en eer, en dit is wanneer nie net jou situasie gaan omdraai nie, maar hulle situasie gaan ook omdraai. Want daar is baie mense daar buite,
wat geestelik ook blind is, maar hulle het nog nie gehoor, dat Jesus van Nazareth gaan nou hier verby nie. Kathy Viljoen het 'n baie mooi lied gesing. Sy het gesing, is hier 'n hart wat gebroken, smag om vergifnis te kry. O, hoor hierdie heerlike boodskap, Jesus van Nazareth gaan nou hier verby. Waarom sal jy nog langer wag? Gee hom net 'n kans in jou lewe. En ek wil vanmôre vir jou vra, as jy vanmôre besef, maar weet jy, ek sien nog nie die heerlikheid van God nie. I don't see the glory of God in my life. Don't you want to enter the presence of God this morning and say, Lord, open my eyes so I can see. As 'n ander lied wat ons baie keer sing, my vrou is baie lief vir hom. Open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Ek moes eintlik vir jou gesê het om hom op te sit vanmôre. Die Here kom vanmôre en hy sê, do you want your eyes to be open? Do you really want to see me for who I am? Wil jy my regtig sien vir wie ek is? Kom na my toe. Nader tot my en ek sal tot julle nader. Ek wil hierdie boodskap in jou los vanmôre. As jy wil sien, soek die teenwoordigheid van God. Nader tot God en hy sal tot jou nader. En wanneer hy tot jou nader, gaan jou oë oopgaan, jou geestelike oë gaan oopgaan en jy gaan sien hoe baie die Here in werklikheid vir jou doen. Dan gaan ons begin besef dat die dinge wat ons partykeer as vanselfsprekend aanvaar, gaan ons begin besef, maar dit is nie vanselfsprekend nie, dit kom met liefde uit die hand van God uit. Maar ons besef het nie, want ons geestelike oë is toe. En daar is 'n spreekwoord wat sê, niemand is so blind soos die ou wat nie wil sien nie. My vraag is vanmôre, wil jy regtig die grootheid van God sien? Dan is dit tyd dat jy in die teenwoordigheid van God begin beweeg. Klim van jou troontjie af, klim uit jou boom uit, klim af en maak gou. Die Here is opgewonde om jou in sy teenwoordigheid te hê. Hy kan nie wag om sy heerlikheid aan jou te openbaar nie, maar jy het nodig om uit jou boompie uit te klim en in sy teenwoordigheid te kom staan. Jy het nodig om die heerlikheid en die teenwoordigheid van God in jou lewe te soek. Ek gaan afsluit vanmôre en ek gaan die vraag herhaal. Die Here vra vanmôre, wat kan ek vir jou doen? Dis 'n besluit wat elkeen van ons self moet maak. Ons moet self die keuse maak. Wat wil ons vanmôre van die Here hê? Ek dink die grootste ding wat ek vanmôre wil hê is, Here, open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Here, ek wil die grootheid sien, ek wil die almag sien, Here. Here, kom maak my oë oop, sodat ek kan sien hoe groot en hoe magtig hy in my lewe is. As jy vanmôre sê, Here, kom maak my oë oop, is dit jou kans vanmôre om vir jouself met die Here te praat en vir hom te sê, Here, open the eyes of my heart, Lord. Kom ons bid saam. Here, ek kom vanmôre en ek bid saam met elkeen, ek staan saam met elkeen wat vanmôre sê, Here, Lord, maybe I'm blind. Maybe I haven't seen the glory of Jesus in my life. Lord, maybe my eyes was open, but I choose to close it. Here, miskien is ek so vol van myself, dat ek nie die heerlikheid van God in my lewe raak sien nie. Here, dan wil ek kom en ek wil vra, Here, dat U ons oë sal oopmaak. Here, sodat ons U kan sien vir wie en wat U is. Here, sodat ons die grootheid in ons lewe kan sien. Here, dat ons die wonderwerke en die deurbrake kan sien, wat U in ons lewe doen. Here, wat vir ons miskien partymal as vanselfsprekend verbygaan. Here, maar dat ons oë sal oopgaan, sodat ons sal besef hoe groot is ons God. Here, dat ons sal sien, ons God is groter as ons berge. Ons God is groter as die Goliats wat voor ons staan, Here.
Here, ek kom vanmôre en ek vra, Here, dat U oë sal oopmaak. Here, dat U situasie sal verander. Here, dat mense vanmôre die besluit sal neem om te sê, ek nader vanmôre tot God, omdat ek weet dat hy tot my sal nader. Here, en ek loof U daarvoor en ek prys U daarvoor in die mooi naam van Jesus. Amen. Matteus 26 vers 26 sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit weer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink, in die koninkryk van my Vader. Die Here het kom en gesê, my liggaam is vir jou gebreek, my bloed is vir jou gestort, dis daar, is 'n Nuwe Testament, 'n nuwe blaadjie wat ek omslaan. Sien jy dit vanmôre? Sien jy werklik waarvoor ons die nagmaal gebruik? En dit is hoekom Paulus aan die Korintiërs geskryf het, hy sê, so dikwels as julle hierdie brood eet, en so dikwels as julle hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Jesus totdat hy kom. En ons het nou gelees, hy sê, ek gaan dit in die koninkryk van my Vader, gaan ek dit weer saam met julle eet en drink. So ons gaan eendag as ons in die hemel kom, gaan ons saam met Jesus aan die tafel sit. Ek dink dit gaan awesome wees. Wanneer hy aan die kop van die tafel gaan sit en sê, kom, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Daai liggaam wat gebreek is, was die rede hoekom julle hier sit vandag. My bloed wat vir julle gestort is, dis hoekom julle hier sit vandag. Sien jy dit? Sien jy wat ek vir jou gedoen het? En die vraag is vanmôre ook, wanneer ons die nagmaal gebruik, sien ons waaroor dit gaan. Sien ons dat dit deel is van God se volmaakte plan, sodat ons kan meer as oorwinnaars wees, en dat ons die ewige lewe in Christus Jesus kan hê. Here, ek dank U vanmôre dat U ons ook om die tafel kan aansit, Here. Here, dat ons kan sien dat U vir ons die volmaakte prys betaal het, dat U die volmaakte offer was, die perfekte lam, sodat ons nie weer hoef diere te slag nie, maar sodat ons U naam kan groot maak vanmôre, en dat ons U naam kan eer, en dat ons vanmôre 'n lofsang vir Koning Jesus kan sing, vir dit wat hy vir ons kom doen het. Here, kom seën nou hierdie tafel en ook aan ons liggame. Here, nie vir ons eie eer nie vir tradisie nie, Here. Here, maar omdat dit U tafel is wat U self kom instel het, die tafel wat U vir ons kom voorberei het, in die teenwoordigheid van ons teestanders. En ek sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Mika en Jaya, kom, deel vir ons die tafel.